The recent rains in the Langkloof area, though welcome, have not been enough to break the drought. As we said at the beginning of the program, it's the worst drought in 130 years. We pick up now where we left off just before the commercial break by looking at the inadequate repairs done on the dams. Die herstelwerk wat nou al gedoen is ongelukkig baie min. En inteendeel, ons het as jy damme vat as 'n voorbeeld. Die damme wat beskadig is in 2007 was 72 damme. Uit daai 72 damme is daar net 30% reggemaak. En daai arme ouens, om daai 30% reg te maak, moes hulle hele plaas se toekoms op die spel plaas. En dis wat hulle gedoen het. En hulle het gesê, ons sal daai skuld betaal van die oes wat ons nou afkry. Daar gaan nie 'n oes wees nie. Produsente in die omgewing is dankbaar vir die ramphulp wat hulle laas in 2006 ontvang het. Maar sedertdien het hulle nog geen vloedramphulp vir die 2007-2008 vloede ontvang nie, ten spyte van aansoeke en vertoë. Teen die einde van verlede jaar is daar wel aangekondig dat sowat R50 miljoen vir die vloedskade gelei in 2008 bewillig is. Daar's nog nie duidelikheid oor hoe die geld aangewend gaan word nie. Ons het vir 400 miljoen gevra. Aan die einde van die dag, geld is skaars en ons kon net 50 miljoen kry. Ons eerste prioriteit is om te kyk na rivierlope, rivierwalle, sodat as daar weer 'n vloed kom, dat daar nie verdere skade is nie. Ek dink die impak van hierdie droogte wat ons nou ervaar, is soveel groter daar, omdat die damme en die infrastruktuur nog nie herstel is na die vorige skade nie. Daar is ook onlangs R26 miljoen bewillig vir veeboere in die droogtegetuisterde gebied. Landbou is baie dankbaar vir die R26 miljoen wat toegestaan is om vir ons in hierdie droogtesituasie te help. Ek voorsien dat hierdie geld vir die uiterste 4 na 5 maande kan hou, aangesien daar om 'n minimum van 200 produsente is wat aansoek doen om hierdie hulp. Dis onduidelik wat nodig sal wees om die streek weer ten volle kapasiteit te laat produseer. Vir produsente, klein en groot, gaan dit egter nou net oor oorlewing. Huidiglik het ons omtrent so in die orde van 100 mm reën nodig om die situasie te verander, om ons watervlakke en ons damme omtrent so met 'n meter te styg. Op die stadium kan ons net die hoë potensiaal boorde besproei en koste so laag as moontlik te probeer hou, sonder om werkers af te dank. Ek persoonlik koop nou maar groente op om te verkoop om aan die lewe te bly. Baie van die klein boere het nou al maar opgehou om te boer. Ook die implementering van planne vir die hantering van die buitengewone klimaatsomstandighede op die lange duur verloop stadig en die toekoms is onseker. Die regering het die moratorium op die bou van damme opgehef, maar wanneer ons die toestemming sal kry om die damme te kan vergroot, weet ons nog nie. As ons moet kyk na die maniere wat ons ramphulp toepas en hulp vir boere en vir die bodem gee, dan is dit op die oomblik baie omslagtig. So ek sal graag wil hê dat ons die skema moet hersien, dat ons dit meer vaartbelyn maak. Vanaf nasionaal se kant af word gekyk of hoe ons die skema gaan hersien, maar dit is nog in die proses. Toekoms op die stadium is moeilik om te voorspel, maar ons hoop en vertrou maar op ons hemelse Vader om vir ons gou reën te stuur. Ek sê elke dag wat verby is 'n dag nader aan ons reendag. Hier by ons het ons al skade deurgegaan. Ons het vuur deurgegaan. Ons het vloede deurgegaan en die droogte wat ons nou ook moet deurgaan. Al wat ek net sê na vorentoe, ons moet net opkyk.